Daar sy, prys die Here. Ons het vanoggend 'n amazing tyd in die teenwoordigheid van die Here gehad. Ons gaan vanaand weer, en ek wil jou herinner, behalwe vir jou kollekte wat jy gee op 'n Sondag, geestelik is aanbidding al wat ek en jy kan bydra tot 'n diens op 'n Sondag. Aanbidding is al wat ek en jy kan offer vir God wanneer ons hier by mekaar is. Aanbidding in watter ook al se vorm, maar dit is wat ek en jy offer vir hom wat ons geskaap het. Ek gaan vra dat ons almal gaan saam staan asseblief. En ek gaan vra dat ons net vir 'n oomblik, net gou ons oë almal net sal toemaak. Ons eerste liedjie wat ons gaan sing is Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen. The glory of the Lord has come upon me. Ek wil hê jy moet vanaand ervaar, vat net 'n oomblik en raak net rustig, vergeet van die gebekleierery by die huis oor wie die laaste snytjie brood gekry en oor wie die laaste stukkie vleis uit die oond uit gekry, en dalk het jy 'n frustrasie wat in jou hart is al die hele week lank. Ek wil jou vra, terwyl almal se oë so gesluit is, vergeet daarvan. Sit jou fokus vanaand op die regte plek. Want as ek en jy vanaand sing, Arise, shine, dan spreek my mond 'n Bybelse waarheid. My ore hoor dit, my brein verstaan dit, en dit raak deel van wie ek is. Maar dit gebeur net wanneer ons in lyn is met God se woord. So vanaand wanneer ons sing, Arise, shine, for your light has come. Sien, jou Skepper is hier. Ervaar hom in jou midde. Ons hemelse God en Vader, vanaand sê ons vir die dankie vir die absolute voorreg wat ons het om bewus te kan raak van u teenwoordigheid. Vader, soos wat ons vanaand gaan aanbid, vra ek dat u elke liewe een van ons net sal bring na 'n plek toe waar u ons wil hê. Heilige Gees, ek vra dat u ons sal help om ons fokus te hou. Dat ons fokus op die kruis sal wees, dat ons fokus op ons Jesus sal wees, dat ons fokus op die leë graf sal wees, dat ons fokus sal wees op die stem van die Heilige Gees in ons harte vanaand. Maar Vader, bovenal bid ons vanaand dat wat ook al gesê word, wat gedink word en wat gedoen word, dat ons vanaand gehoorsaam sal wees aan die woord, sodat ons in hierdie gemeente, net soos Maria gesê het vir die engel, laat dit met my wees, soos u wil. Vader, ons vra dat u ons vandag sal seën in alles wat ons vandag vir u doen, in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen. Halleluja. Right, almal, kom ons maak gou so. Almal, die laaste een. Julle daar agter by die klankbord, ek sien julle nie. Maak gou so. Right, almal, volgende een. So. Ja, kom ons draai 2. 1, 2, 3, go. Right, niemand het 'n verskoning om nie hande te klap vanaand nie. So vanaand, terwyl ons eerste liedjie gaan sing, gaan ons ook geleentheid gee vir ons tiendes en ons offergawes. So dit wat jy gebring het, kan jy na die skatkis toe bring. Kom ons sing saam. Halleluja. Amen. Arise, shine. Arise, shine, for your light has come. Arise, shine, for your light has come. And the glory of the Lord is risen. The glory of the Lord has come. The glory of the Lord has risen upon me. Arise, shine. Arise, shine, for your light has come. Arise, shine, for your light has come. And the glory of the Lord has risen. The glory of the Lord has come. The glory of the Lord has risen upon me. With my hands I will praise him. With my voice I will sing. With my feet I will dance before the King.
With my hands I will praise Him, with my voice I will sing, with my feet I will dance before the King, and I will praise just like Adam did. I will sing the songs of Him. I will walk in the garden. I will talk with my King, and I will call those things that be not just as though they were. I will walk in the garden. I will reign like a king. Arise, shine. Arise, shine, for your light has come. Arise, shine, for your light has come. And the glory of the Lord has risen. The glory of the Lord has come. The glory of the Lord has risen upon me. With my hands I will praise Him. With my voice I will sing. With my feet I will dance before the King. With my hands I will praise Him. With my voice I will sing. With my feet I will dance before the King. And I will praise, just like Adam did. I'll sing the songs of Thee. I will walk in the garden. I will talk with my King, and I will call those things that be not just as though they were. I will walk in the garden. I will reign like a king, and I will praise just like Adam did. I will sing the songs of Thee. I will walk in the garden. I will talk with my King, and I will call those things that be not just as though they were. I will walk in the garden. I will reign like a king. Kom ons gee vir die Here 'n lofoffer. Halleluja. Jesus Christus. In die hemel is die Here. In die hemel is die Heer, en sy glans is soos kristal. Hy is die heilige van God, en hy heers oor die heelal. Daar is mag in sy woord, soos die waters brys sy stem. Soos die son oor die see so blou, is die rykdom van sy trou. En aan U is die mag, en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer, en die lof aan die regeer. U regeer. Miljoene in gereedheid. Miljoene in gereedheid, staan die engele om sy troon. Verbuister in sy sieraad, en die wiele van sy kroon. Daar is mag in sy woord, soos die waters dryf sy stem. Soos die son oor die see is so blou, is die rykdom van sy trou. En aan U
is die mag en die heerlikheid en krag en aan U is die eer en die lof aan die regeer. U regeer. Miljoene in gereedheid. Miljoene in gereedheid staan die engele om sy troon, verbuister in sy sieraad en die weelde van sy kroon. Daar is mag in sy woord, soos die water dryf sy stem, soos die son oor die see se blou, is die rykdom van sy trou. En aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof aan die regeer. En aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof aan die regeer. En aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof aan die regeer. U regeer. U regeer. Dankie my Jesus Christus. U is groot en almagtig, my God. We'll see our praise. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. The splendor of the King. The splendor of the King, clothed in majesty. Let all the earth rejoice. Let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, and trembles at his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Age to age, age to age He stands.
time is in His hands, beginning and the end, beginning and the end. The God three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God! Sing with me, how great is our God! Oh, we'll see how great is our God. You're the name above all names, worthy of all praise, and my heart will sing. How great is our God. You're the name above. You're the name above all names, worthy of all praise, and my heart will sing. How great is our God! How great is our God! How great is our God! Sing with me, how great is our God! Oh, see how great is our God! How great is our God! How great is our God? Sing with me, how great is our God? Oh, see how great is our God. Terwyl jy vanaand om aanbid oor hoe groot hy is, vra vir hom, hy moet vir jou in hierdie oomblik vir jou kom wys wie hy is. Dat hy vanaand sy glorie vir jou wys waar jy staan. Dat hy vanaand vir jou die sagtheid kom wys. Die teerheid van die herder en die perfekte Vader. Saam met die krag van die Vader wat beskerm en die herder wat beskerm. Want hy wil vir jou vanaand vat in sy arms. En hy wil vir jou wys, ek is jou koning. Daarom sal ek my neerbuig en ek het my seun vir jou gegee om jou op te tel. En vanaand wil hy jou vashou in sy arms. Want jy verdien dit. Nie oor wie jy is en wat jy gedoen het nie. Maar wie God die Vader is en wat Jesus gedoen het vir my en vir jou aan die kruis. Sing vanaand Majesty. Wys vir hom vanaand wat dit vir jou beteken dat hy jou majesteit is. As dit beteken jy moet vanaand sing, dan sing. As dit vanaand beteken jy moet stil wees, wees stil. As dit beteken jy moet nou in hierdie oomblik gaan en aanbid en bedien, dan gaan doen jy dit. As dit beteken jy moet daar waar jy is op jou knie gaan en tyd spandeer saam met jou Skepper, moet nie versuim om dit te doen nie. Ek en jy weet nie wat in die dag van môre is nie.
Wat as hierdie jou laaste aanbiddingssessie is wat jy kan bywees? Is jou majesteit, hy verdien jou alles. Majesty. Majesty. Your grace has found me just as I am, empty-handed, but alive in your hands. Majesty, majesty. Grace has found me just as I am, empty-handed, but alive in your hands. Majesty, 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 forever. Changed by your love, in the presence of your majesty, 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 your grace. Grace has found me just as I am, empty-handed, but alive in your hands. Majesty, 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 forever. Forever I am changed by your love, in the presence of your majesty. Forever I am changed. Forever I am changed by your love, in the presence of your majesty. Forever. Forever I am changed by your love, in the presence of your majesty. Forever, forever I am changed by your love, in the presence of your majesty. Majesty. Majesty, majesty, your grace. Your grace has found me just as I am, empty-handed, but alive in your hands. Majesty, we sing majesty. Your grace has found me just as I am, empty.
Vader, al die lof en al die eer kom U toe vanaand. U heerlikheid, U majesteit. Father, what an honor to see You in Your majesty. We look at earthly kings and see them arrayed and dressed in royal garments, and we reverence them. Vader, so Simeon vanaand gesê het, wat as dit jou laaste geleentheid is om die Here te aanbid? Have you taken the opportunity today to thank God for His blessings? Waar jy vanaand sit, waar jy miskien na die uitsending kyk, waar jy dalk vanaand hier is en jy kyk na jou familie, jou geliefdes, jou besigheid, jou werk, jou besittings om jou, have you thanked God for what you have? Maybe you have debt, maybe you have concerns, you have worry. But let's begin to be grateful for what we have. Kom ons wees dankbaar vanaand. En sê, Here, ons eer U, ons loof U. Ons dink nooit aan siekte totdat dit aan ons deur kom klop nie. Ons bid vanaand, Here, vir Sarah Marie daar in die hospitaal. Ons bid vanaand vir Corneille Breed, Here. Ons bid vanaand vir Dorette Smit. Ons bid, Here, vanaand vir Dianey Engelbrecht wat môre vir toetse gaan. Here, ons bid vir soveel van ons geliefdes. We pray for Auntie Lilette Stein too, oh God, and pray for a touch in her body. En Vader, ons wil vanaand vir Hetty ook aan die opdra wat in hierdie week vertrek om by Michelle te gaan kuier in die fees. Ons bid, Here, vir guns, vir voorspoed, vir beskutting, beskerming en bewaring, en vir Flippie alleen hier by die huis ook. Here, wees met hom. Here, laat Hetty terugkom met 'n hart vol liefde en blydskap en dankbaarheid vir die geleentheid om haar dogter weer te kon sien. En Vader, ons hart is vol lof en dankbaar vanaand vir alles wat ons het. Dankie, Here, vir ons bediening. Dankie vir ons lidmate. Dankie vir ons leierskap. Dankie vir ons musiekspan en elke departement van die bediening. Dankie, Here. Vader, vergewe ons waar ons dinge sommer vanselfsprekend aanvaar. Ons sê vir U vanaand dankie. Thank you, Father. We honor You, we worship You, we bless You, we love You. And we adore You in the mighty and the lovely name of Jesus. Amen and amen. Baie dankie, Ben, baie dankie. Geliefdes, jy kan die sitplekke inneem vanaand. Het is vanaand weer vir my voorreg om die woord van die Here te kan bedien. En dit is so maklik, soos ek gesê het, om dat U die herder van die huis is en net vanselfsprekend aanvaar dat ons Sondag vir Sondag bedien. Maar ek het eendag met 'n emeritus pastoor gepraat, inteendeel pastoor Louis de Jager, wat vir baie jare by Krugersdorp Wes bedien het, en hy het eendag vir my gesê, en hy sê, Dirk, weet jy wat? Die feit dat jy emeritaat status neem en nie meer in 'n gemeente is nie, beteken nie dat jy ophou om inspirasie te kry en woord wat die Here vir jou gee. Hy sê, ek sit met boodskappe wat die Here vir my gegee het, maar ek het geen plek om dit af te lewer nie. Ek besef die dae wat ek en die geleenthede wat ek gehad het om die woord te kom bedien, nooit daai geleentheid aangegryp het soos ek kon en moes nie. Maar baie welkom vanaand hier in die huis van die Here, en bly jy saam met ons, en ons gaan vanaand die boodskap tot 'n slot bring, en ek het bedien oor 'n onderwerp, soos ek vanmôre gesê het, wat mense baie keer van af wegskram, en selfs kinders van die Here, en wanneer ons kyk na gemeentes, en ons kyk na die bywoning op 'n Sondagmôre en 'n Sondagaand, dan kyk jy maar baie keer wanneer die gemeente opgeroep word na hierdie onderwerp waarvan ek gaan praat vanaand, dan is daar maar 'n handjie vol. En dit is die onderwerp van gebed.
En ek het vanoggend ook gesê dat ons gebed in 'n nuwe perspektief gaan sien en ek het vanoggend vir sê waar die doelwit van iets onbekend is misbruik onafwendbaar. Where purpose is unknown, abuse is inevitable. So if we do not understand what the purpose of prayer is, then we miss and often abuse it. En baie mense en kinders van die Here het al moedeloos geraak om te bid en gesê ek bid en vra die Here, maar dis asof die Here nie onderneem nie, my gebede word nie geantwoord nie en ons moet ook net een ding onthou, God se tyd is nie ons tyd nie. En ons leef in 'n wêreld en 'n tyd waar alles kits is, kits koffie en kits sop en 2-minute noodles en alles en ons is selfs ongeduldig as die 2-minute noodles nie binne 'n minuut en 'n half gaar is nie. Al sê dit op die pakkie 2 minutes. Maar ek het vanmôre begin en ek wil dit net vanaand weer beklemtoon. I make the statement, humanity was created to reflect God's nature and to have fellowship with him. God is 'n doelgerigte God. God besluit nie net in die hitte van die oomblik om net iets te doen nie en dan ewe skielik doen hy iets anders. God is doelgerig. God is a God of purpose. En dink net 'n bietjie hieraan en ons het vanmôre begin by Genesis hoofstuk 1, 26 tot 28. Geliefdes, dis so duidelik en dis dalk so duidelik, ons het dit nog nooit raak gesien nie, maar God het nooit die mens gemaak vir die hemel nie. Ja, nou is hy geskok. Dit beteken ons gaan nie hemel toe nie. Ons gaan nie hemel toe. Die Here het dit nou so bestem, maar aanvanklik was dit nie God se plan nie. God het die mens geskape om op die aarde te woon, die aarde te bevolk en dat die verhouding wat God met Adam en Eva aanvanklik gehad het, vandag nog daar sou gewees het, waar ons nog naak sou rondgeloop het, onbewus van die naaktheid en net in die heerlikheid en teenwoordigheid van God. En ek het vir u verduidelik dan, as ons na die einde van Openbaring lees en aan die einde van die tyd gaan die Here hierdie aarde verteer en vernietig met vuur en hy gaan 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde maak en ons gaan weer op die aarde kom heers. God's purpose is that man executes his purpose on this earth as God is in charge in heaven, soos God in die hemel in beheer is en daar alles regeer, het God gesê, ek wil die mens op die aarde sit. Ek wil hê hulle moet heers. Hulle moet die aarde bewoon. Ek wil hê hulle moet my gesag deel en hulle moet funksioneer op die aarde. I want them to use their creative powers, their creative abilities and to rule this earth. Ek het gesê, daar's 2 baie belangrike woorde wat u altyd moet onthou wanneer u die woord gebed hoor en wanneer u in die binnekamer gaan om te bid of wanneer mense jou vra om te bid. Net 2 woorde. Verhouding en doel. When I pray, does my prayer enhance en bevorder my gebed, my verhouding met God. En dit waarvoor ek vra en dit wat ek met God bespreek, bevorder dit en maak dit dat God se doel in en deur my lewe en wat hy op aarde wil doen, kom dit in vervulling. Dis hoekom baie van ons gebede nie beantwoord word nie, want ons bid buite die wil en die doel van die Here. Ek het verduidelik vanoggend, as jy 'n werkgewer is en jy het werknemers. As die werknemer sy doel en sy werksverantwoordelikhede verstaan, wanneer hy met jou kom gesels, wanneer hy met jou kom kommunikeer, dan gaan dit oor die werk. Dit gaan daaroor om die werk te bevorder, sodat die besigheid meer geld kan maak, dat die werknemers ook geseën kan wees.
So when I come to God and I speak to Him, that's all that prayer is a communication between God and man. I come and I say, Lord, let's speak about your purpose. Let's speak about our relationship. Nou gaan ons vanaand aan met die aard van gebed, the nature of prayer. Jy sien, ons het hierdie persepsie van gebed waar, en ek wil jy moet verstaan, gebed is eenvoudig kommunikasie met God. En ek weet, ons kan kniel, ons kan uitgerek lê op die vloer voor God. Ons kan in die teenwoordigheid van God sit. Ons kan daar's verskillende liggaamlike posisies waar ons kan inneem, maar op die einde van die dag is gebed geselskap met God. Dan wonder ons waar en hoe het gebed begin. Dis eenvoudig. Die eerste keer toe God en Adam met mekaar gesels het, is dit 'n vorm van gebed. Jy sien, ons het die gedagte van gebed moet gaan oor, ek vra vir God. En ek sê vir die Here, as jou huweliksverhouding net so is, jy praat net met jou man of jou vrou, wanneer jy kos wil hê of iets wil hê, gaan dit 'n baie gevaarlike verhouding wees. Ons gesprekke moet gaan oor ons persoonlikhede, oor dit waarvan ons hou, waar ons nie van hou nie, wat ons ervaar, wat ons beleef en in mekaar belangstel. So prayer began with the creation of man. It was instituted before the fall because God spoke with and to Adam. Prayer is the expression of man's relationship with God and participation in his purposes. Gebed is die uitdrukking van die mens se verhouding met God en die deelname in sy doelwitte. Dis wat dit is. The essence of prayer is twofold. Die essensie van gebed is tweevoudig. Prayer is number one, an expression of mankind's unity and relationship of love with God. Secondly, prayer is an expression of mankind's affirmation of and participation in God's purpose for the earth. Prayer means to commune with God, to become one with God. It means union with Him, unity and singleness of purpose, thought, desire, will, reason, motive, objective, and feelings. So as jy vanaand sê, ek wil bid, maar ek weet nie hoe om te bid nie, of ek is nie seker of ek reg gaan bid nie. Prayer is unity and singleness of purpose, thought, desire, will, reason, motive, objective, and feelings. In other words, prayer is man's vehicle of the soul and spirit by which it communes with the invisible, almighty, all-present God. Prayer is the involvement of oneself with God, jou hele wese. Dit is wat gebed is dat jy betrokke is in, met en deur God. Listen to this statement. The heart of prayer is communion with God in a unity of love and purpose. The heart of prayer is communion with God in a unity of love and purpose. En ek het gesê, die eerste gesprekvoering, die eerste vorm van gebed, was in die tuin van Eden tussen God en Adam. Kyk wat sê Genesis chapter 2, verse 15 to 17, and then verse 19. And the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to tend and guard and keep it. And the Lord commanded the man, saying, You may freely eat of every tree of the garden, but of the tree of the knowledge of good and evil, and blessing and calamity you shall not eat,
for in the day that you eat of it, you shall surely die. Now verse 19, and out of the ground the Lord God formed every wild beast and living creature of the field and every bird of the air, and brought them to Adam to see what he would call them. And whatever Adam called every living creature, that was its name. God het nie die diere name gegee nie. Die Bybel sê uitdruklik, God het die diere na Adam toe gebring. Hoe hy dit gedoen het, weet ek nie, of die Here hulle beopdrag het, en hulle het een vir een, of twee soos in die ark, het hulle by Adam verbygeloop, but God brought the beasts to Adam. God said, Adam, because I've given you rule over the earth, I've given you dominion over the earth, you can name the animals. En ek het 'n rukkie terug verduidelik wat dit beteken wanneer die belangrikheid in 'n naam. Dis hoekom wanneer 'n man en 'n vrou trou, dat sy die man se naam neem, dit beteken sy word sy besitting, en hy moet haar bewaar, beskerm, hy moet vir haar omsien. So when God said, Adam, you give the names to the animals, it means you are responsible for them. What you name, you own, and what you own, you are responsible and accountable for. Papas, ons moet baie versigtig wees as jy aandring dat jou kinders jou naam of jou pa se naam moet hê. En of jy jou kinders die naam gee of nie, jy brei die aanspreeklike persoon, want hulle dra 'n naam waarby jy betrokke was en jy het verantwoordelikheid daaroor. En dan sê die Bybel, God het in die koelte van die dag, het hy met Adam in die tuin gewandel. In Genesis 3 vers 8, Genesis 3 verse 8 says, and they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. Dit was God se hele doel, om vandag nog op hierdie aarde te wandel, tussen die mens, soos hy hulle aanvanklik geskep het. Prayer brings us into a place of purity before God, in which we reflect His nature and a oneness with His purpose, in which our wills are in total agreement with His will, as Jesus said in Matthew 18 verse 20, where 2 or 3 come together in my name, there I am with them. The heart of prayer is communion with God in a unity of love and purpose. En geliefdes, gebed is nie opsioneel nie. Prayer is not optional. Prayer is mandatory. Dan vra ons die vraag, maar hoekom moet ons bid as God dan alreeds bestem het wat moet gebeur? Lees bietjie in die Bybel, kyk bietjie waar mense gebid het, gaan kyk waar Gideon gebid het, en die Here die son laat stil staan het, gaan kyk hoe Hiskia na die Here toe gekom het, gesê, Here, wat sal die teken wees, dat jy my gesond gemaak het, en jare by my sal voeg, dat ek langer leef, en toe sê, laat die son vorentoe, of agtertoe gaan, toe sê Hiskia, dit is maklik vir die son om vorentoe te gaan, hy sê, maar Here, laat die son agteruit gaan. God het planne en denke vir die aarde en vir die mens, maar hy het ons nodig om dit uit te voer. En wanneer ons kom en kyk daar in die Bybel, kyk waar God moeg geraak het vir die mense, en gesê, ek gaan hulle uitvis, en hoe Moses het gekom, en sê, Here, moet dit nie doen nie. Here, asseblief, as jy dit doen, dit is wat die volke van die nasies gaan sê, Here, asseblief,
Lot het gekom en gesê, Here, van soveel, as jy soveel spaar, Here sal, as van soveel regverdiges sal jy die stede, sal jy hulle spaar en bewaar. En uiteindelik het God gesê, as daar 10 is, sal ek dit doen. Maar daar was net Lot en sy dogters, en God moes daar die stede vernietig. When man comes to God in prayer, we can ask God, we can influence God. Ons gaan nie God se arm draai nie, jy gaan nie God hit in gebied nie, maar jy kan God beïnvloed. En sê, Here, U het gesê ons moet hierdie vir U bewerkstellig, maar Here, ons weet nie, dit werk nie uit nie. Hoe gaan ons maar kom en help ons? You see, God is faithful to His own word, because God is a God of integrity, and He cannot break His word, because God said, let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over the earth. The King James Bible says, let them have dominion. Laat hulle heerskappy uitoefen op die aarde. Jy sien, anders het God, hy die hemel geskep. Die engele wesens wat daar is, ons weet nie regtig hoe gaan dit daar bo nie en wat aangaan. Dit is God se gebied. God bepaal wat daar aangaan en God het gesê, maar ek soek 'n wese met wie ek 'n verhouding kan hê, want dit gaan nie werk hier in die hemel nie, want die engele is beopdrag om sekere dinge te doen. Hulle het geen keuse nie. Toe sê God, maar ek gaan 'n aarde maak. En nadat ek alles met die gesproke woord in vervulling bring, gaan ek met my eie hande die mens formeer. En ek gaan hom daar plaas. En ek wil hê hy moet heers oor die aarde. Hy moet, dit is soos 'n man met 'n besigheid. Jou besigheid brei uit, jy kan nie meer alles doen nie, en jy stel bestuurders aan. En jy verwag van daai bestuurder om daardie gebied van jou besigheid te bestuur asof dit sy eie of haar eie is. As jy elke dag daar moet kom en jou vingers moet indruk oor, weet jy wat meneer, dan kan jy net sowel jou besigheid afskaal en weer alles self doen, selfs in 'n bediening. As ek moet toesien dat die vrouegebed werk en die kinderbediening en die musiek en die jeug en die tieners en almal, en ek moet preek en ek moet alles, weet jy wat, ek kan dit nie alles doen nie, en ons moet mense oplei, toerus, en sê ek laat julle toe om dit te doen. En dan wanneer hulle bietjie vassak, kom hulle net en sê, hey, pastoor of meneer, is 'n bietjie 'n probleem hier in die besigheid, of weet jy wat, ek het gedink ons moet so maak, en hoe voel jy daaroor? It was God's purpose to say, all I want you to do on earth is that the glory of my creation will see my personality and my character. You will reflect me on earth as I am in heaven. Die van die wat al in so 'n posisie was, waar jy by die werk is, of in 'n posisie van aansien, en jy stap in by die werk, of waar ook al jy betrokke is, en almal hemel jou op, en almal respekteer jou, en almal of hulle van jou hou, of jy hulle moede doen, en dit is lekker vir jou net vir 'n slag by die huis te kom in die aand, en waar mense jou behandel vir wie jy is. Hey, die kinders is lief vir jou, en hulle omhels jou, en jou vrou sê net, my man, is goed om jou weer by die huis te hê, en jy voel net, jy kan 'n bietjie ontspan en asemhaal. God wanted a relief from all the business in heaven. He wanted to, as He did every day, het hy afgekom, en hy sê, ek wil net 'n bietjie tyd met my skepping spandeer. En ek, dit is my eie denke hier, en ek sien God as ons hemelse Vader, en hoe hy tussen Adam en Eva stap met sy arms om hulle skouers, en hulle is opgewonde. Sê, o Here,
Die walvis het weer 'n paar kalfies gehad en Here, die leeu's het 'n klomp welpies en Here, maar ek weet nie, daar's 'n bietjie moeilikheid met die bobbejane. Hulle is nou weer vol streke maar ek sal hulle môre uitsorteer. Ek het 'n vergadering gereël. Ons gaan 'n bietjie daar gesels en die Here raak opgewonde om te sien hoe kreatief en Eva kom met gedagtes en sy sê, Here, daardie blomme wat so blomme. Ek het gedink ons gaan 'n paar uithaal daar en daar plant en net bietjie anders. And God wanted to see that man can be creative and exercise his authority on earth. En dis God se begeerte van sy hart is dat jy opgewonde raak om 'n gesprekvoering met hom te kom. God longs when you travel to work in the morning, if you have that opportunity, that God, you imagine Him sitting next to you, and you say, Lord, I don't know what to expect at the office today, at the practice, I don't know what's going on in the lands, Lord, I don't know what's going on in the finances, at the business, but Lord, I know that I'm not walking in there alone. We are traveling together through the gates. We will go into the office together. As I open the emails, you see what I see. Die Here wil hê jy moet kommunikeer met hom, deel jou hart, deel jou bekommernis wanneer die baas vir jou sê, ek weet nie, die besigheid lyk nie so goed nie en ons gaan dalk veranderinge moet maak en allerlei goed, jy raak op hol. Eintlik moet jy net daar sit en 'n vrede oor jou kom. Jy net so na die kant toe kyk asof jy net sê, Here, You've got this. Here, ons sal later hieroor gesels. Wanneer die baas uit die kantoor uitstap en sê net, Here, is 'n bietjie teleurstellend, bietjie ongemaklik daar in die maar. Here, hoe voel jy daaroor? Hoeveel keer raak ons op hol wanneer ons verslae ontvang, wanneer ons ekstrale ontvang, wanneer ons die uitslae van toetse ontvang, daar's altyd hierdie gedeelte in die woord wat my tref. Dit is weer koning Hiskia. Hy ontvang 'n skrywe van 'n vyandige koning, wat vir ons sê, ons gaan oorlog teen jou maak, en jy moet maar weet, ons gaan jou uitwis. Die Bybel sê, Hiskia, die koning, het nie 'n vergadering belê nie. Die Bybel sê, Hiskia het daardie skrywe gevat, hy het die tempel ingegaan, en dit voor die aangesig van die Here gelê. Wat hy eintlik gedoen het, hy het gesê, Here, wat gaan ons hieromtrent maak? Maar jy sien, ons vat die verslae, die ekstrale, die berig, en ons vou ons so klein op, en ons bær ons so diep, en so naby aan ons hart, en ons word verswelg, en ons hele wese begin het deur daardie stukkie papier beheer te word. God says, when you feel things have got a bit much, and you need my divine, heavenly intervention, there's a method faster than fiber, faster than the internet. It's called prayer. As ons internet nie vinnig genoeg is nie, dan wil ons goedes rondgooi, en ons wil net na ander, we just want to go to another server, we get all uptight. There's a communication between earth and heaven that is never interrupted. It's called prayer. It's called communication with God. Maar kyk wat sê die Here in Psalm 138 vers 3, Psalm 138 verse 3. I will worship toward your holy temple and praise your name for your loving kindness and for your truth and faithfulness. Luister mooi. For you have exalted above all else your name and your word,
and you have magnified your word above all your name. God sê, as ek iets gesê het, is dit verhewe selfs bo my naam. Raak ons nie kwaad wanneer iemand sê hulle gaan iets doen, of hulle gaan nie iets doen nie, dan doen hulle teenoorgestelde, dit maak ons vies. God sê, so groot soos my naam is, my gesproke woord, ag, ek hoor as my naam. God sê, ek onderwerp my aan my eie woord. God gave man dominion. He gave him legal function and authority on this planet. But still, God's plans can and will come into being. En dit is waar die geheim van gebed lê. Is om te sê, Here, U het my op die aarde geplaas. Here, U het my in hierdie werk geplaas. En ons wil so gou as moontlik 'n ander werk hê. Ons wil hê, Here, moet ons, baie keer ons sê, Here, moet net dinge uitsorteer. Maar baie keer moet ons net sê, Here, is daar dalk 'n doel hoekom ek hier is? Is daar dalk 'n doel hoekom ek deurgaan wat ek moet? Here, help my om dit raak te sien, want Here, ek wil U net vra vir krag, wysheid en insig, sodat ek U wil en U doel in hierdie saak kan laat bewerkstellig. Dink jy nie Jesus kon daardie storm op die see van Galilea gekeer het nie? Maar hy het sy disippels laat vooruitgaan. Hy het geweet daar gaan 'n storm kom. Hy het geweet hy gaan op die water stap. Hy het geweet hulle gaan vreesbevange wees. Hy het geweet Petrus gaan hom identifiseer. Hulle moes iets leer deur daardie storm. En miskien die storm wat jy vanaand deurgaan, is God wil hê jy moet bewus wees dat jy vanaand moet weet God het 'n doel in en deur jou lewe. Maar as jy nie gaan bid nie, as jy nie die aangesig van die Here gaan soek nie, gaan jy alleen deur daardie probleem en daardie proses gaan. So he's given us prayer. And I said at the beginning of this evening, there's two important words regarding prayer. It's relationship and purpose. Relationship is the motivation for prayer. Verhouding is die motivering vir gebed. En die doelwit is die rou materiaal van gebed. Jy kan maar kyk. As jy verhouding met die Here nie gesond is nie, gaan nie baie motiverend wees om te bid nie. But when I say that my relationship with Jesus is important and I want to work at it, then I want to spend time with Him. I want to speak with Him. And then as I speak with Him, His purpose for, in and through me becomes the topics that I pray about. Moet nooit wonder weer, waaroor moet jy bid? Wat moet jy sê om te bid nie? Ons verkeer elke dag in verskillende verhoudings. Ek sien 'n hele klomp verhoudings. Ten minste gou my vrou hierso. Ons is almal in verskeie verhoudings. Snap jy, ons almal dink aan een ding. Wat? Waarmee is pastoor besig? Ek is in 'n verhouding met my vrou. Ek is in 'n verhouding met my seun. Ek is in 'n verhouding met die lidmate, met die leierskap. Ek is in 'n verhouding met die gemeenskap. We are in relationships every day. En ek kan nie met dis bitter gevaarlik om met elke dame in die gemeente dieselfde kommunikeer soos wat ek met my vrou kommunikeer. But thank God, when I communicate with Him, I can speak to Him about every relationship I am in. So as ek daar begin, ek sê, Here, ek wil net vanaand vir U sê, dankie vir die verhouding tussen my en my vrou, maar Here, U weet, iets krap 'n bietjie.
En Here, ek moet eerlik wees, ek wil U vra, as ek die probleem is, openbaar dit deur die Heilige Gees, en Here, dat ek dit voor U kan bely, en dat ek na my vrou toe kan gaan, en hom verskoning vra, en Here, dat daar die verhouding herstel word. Here, ek dank U vir my verhouding met my seun, en Here, help ons om hierdie wonderlike verhouding wat ons tans ervaar, te bewaar. Dankie, Here. Vader, dankie ook vir ons verhouding. Here, is U nog tevrede? Are we okay? Mense, ek wil nie eens sien hoe lank jy daaraan kan spandeer om te bid, net oor verhoudings. Dis baie keer ons frustrasie en probleme in die lewe is probleme in verhoudings, wat na ander moeilikhede toe lei. And then when I've sorted out the relationships, I come and I say, God, now let's focus on my purpose. God, my purpose as a child of God. Here, my doel om in 'n bediening te staan vir U. Hoe moet ek die gemeenskap, hoe moet ek mense bedien? Wat is U doel in en deur my? En dan kan jy bid en sê, Here, my doel in my huwelik, my doel as priester en profeet en koning van die huis. Here, mense, kan U sien, gebed is nie moeilik nie. The key to effective prayer is understanding God's purpose for your life, His reason for your existence, as a human being in general, and as an individual specifically. Once you understand your purpose, it becomes the raw material, the foundational matter for your prayer life. God's will is the authority of your prayers. As jy ooit gewonder het op wat se gesag kan jy en moet jy bid? Is eenvoudig. God se wil is die gesag waarop jy bid. We can come to God for protection, thanksgiving, endurance, confidence, patience, assurance, authority, boldness, faith, peace, and praise. Listen to this. All that God is and all that God has may be received through prayer. Alles wat God is, alles wat God besit, kan ontvang word slegs deur gebed. James 4 verse 3 says, when you ask, you do not receive, because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures. Dis eenvoudig. God sê baie keer word jou gebede nie beantwoord, want jy bid nie in verhouding met my, jy bid ook nie met my doel in gedagte nie. Jou motief vir jou gebed is vir jou eie gewin, is vir jou eie plesier. Soos ek vanmôre gesê het, om God te vra vir R1 miljoen, as jy mooi luister, sal die Here sê, goed my kind, maar wat wil jy daarmee maak? Ons doen dit as ouers. Wie van jy het onlangs jou kind gekom en sê, pa, gee my R10.000 en jy het bank toe gegaan, die geld getrek, vir hom en haar gegee en jy 'n vraag gevra nie. We don't do it, we ask why. We have a responsibility. God het 'n verantwoordelikheid om te sê, weet jy wat, ek wil luister, ek hoor wat jy sê, maar kom ons kyk. Wat het hierdie R1 miljoen met ons verhouding te doen? Wat het dit met my doel in jou lewe te doen? I think God knows if the majority of us got R1 million tonight, sal ons siele verlore gaan. Ben het dit al baie keer gesê by die mannegebed, God weet, jou siel is meer kosbaar as baie van die dinge wat jy begeer en graag wil hê. The soul of man is more precious than anything to God. En ek sluit vanaand af. Jesus
sê in Johannes 4 vers 34. You see, Jesus always prayed for God's will to be done, and then he worked to accomplish it. And he said in John 4:34, my food, said Jesus, is to do the will of him who sent me and to finish his work. John 11:41 and 42. Then Jesus looked up and said, Father, I thank you that you have heard me. I knew that you always hear me, but I said this for the benefit of the people standing here, that they may believe that you sent me. 1 John 5 verse 14 and 15 says, this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to his will, he hears us. And if we know that he hears us, whatever we ask, we know that we have what we asked of him. Broken relationship with God means broken effectiveness in prayer. 'n gebroke verhouding met God beteken 'n ondoeltreffendheid in gebed. Prayer should be purpose-driven, motivated by a relationship through a knowledge of God's will. Hierdie stelling moet jy elke dag onthou. Gebed moet doelgerig gedrewe wees, gemotiveer deur 'n verhouding, deur die kennis van God se wil. And I close with 2 Timothy chapter 1 verse 8 and 9. God has saved us and called us to a holy life, not because of anything we have done, but because of his own purpose and grace. This grace was given us in Christ Jesus before the beginning of time. Laat ons vanaand huis toe gaan. Miskien is daar verhoudings in jou lewe vanaand wat aandag nodig het. Miskien is daar bietjie wrywing en 'n krapperigheid in verhoudings. Begin vanaand en sê, Here, ek wil my verhouding met U herstel. God, I want to ensure my relationship with You is intact. And God, I need to know Your purpose in and for my life. Everything I own, the influence I have in the community is not just, this is sommer maar net nie. God has connected you with people for a specific purpose. When you begin to function and pray for and in that purpose, God will answer your prayer. God will bless you. You'll find that life is different. Jou prioriteite verskuif, die dinge wat jy omgekrap het en jy so maklik oor gefrustreerd geraak het, is skielik uit die weg geruim, want jou fokus is waar dit moet wees. Kom ons staan vanaand op ons voete en terwyl hierdie liedjie speel vanaand, Majesty, is het om gesing vanaand, Simeon en die band, and maybe it's time that we come empty-handed before God. Because everything we have, He has already provided for. Miskien staan jy vanaand sê, maar pastoor, ek het dinge verloor. Ek is groot skade berokken. Dink jy nie God weet dit nie? Kom vanaand. Kom met leë hande en sê, Here, kom ons begin oor. I regard you, I honor your majesty. It's such a privilege and an honor to be in relationship with you. And God, to serve you in the purpose that you've called me to.
majesty. Oh, majesty. We sing majesty. Oh, and majesty. Your grace has found me just as I am. Empty-handed, but alive in your hand. Oh, and majesty. Oh, majesty. Your grace has found me just as I am. Empty-handed, but alive in your hand. We sing majesty, majesty. Vader, ek dank U vanaand vir die voorreg. Miskien is daar 'n paar dinge wat vandag genoem is wat vir ons nuut is en miskien aanvanklik vreemd. Maar Here, ek dank U dat gebed eintlik vandag so eenvoudig aan ons geopenbaar is. Die motivering vir my gebed is my verhouding met U deur die kennis van U wil en doel. En Vader, ek bid dat ons hierdie week 'n ywer en 'n begeerte sal ontvang om te bid. Om te bid soos verduidelik is vanaand, eerstens ons verhouding met U en dan ons doel wat U vir ons het. Vader, ons dankie vir die guns, ons dankie vir die seën, dankie vir die beskutting, U bewaring, U guns en voorspoed en gesondheid. Want al die lof en al die eer kom U toe en U alleen. En ons sê dankie Vader, in Jesus naam. Amen.